Matteus 16, vers 1 tot 28. En die Fariseërs en Sadduseërs het nader gekom om hom te versoek en het hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle: In die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi, en in die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie. 'n Slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En hy het hulle verlaat en weggegaan. En toe sy disippels na die oorkant gegaan het hulle vergeet om brode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê: Dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer julle onder mekaar, klein gelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie? Begryp julle nog nie? En onthou julle nie die 5 brode en die 5000 en die hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? Of die 7 brode van die 4000 en die hoeveelheid mandjies vol julle opgetel het nie? Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs nie? Toe het hulle begryp dat hy nie gesê dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: Wie sê die mense dat ek, die seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy op die aarde mag bind, sal jy in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders moes lei en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy
engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.